Ja, hoe sal 'n mens nou so 'n lesing begin? Kom weg van die tente. As ons kyk na die verhaal van Israel en die pad wat Israel geloop het na die beloofde land, dan sien ons dat daar baie terugslae was. En baie kere wat die Here amper die volk wou uitwis as gevolg van afvalligheid. En die rebellies wat plaasgevind het, is almal opgeteken in die woord van God, sodat die volk aan die einde van die tyd daaruit lesse moet leer. En dit is nou maar so dat ons die geskiedenis van Israel herhaal. En daar is sekere dinge waarop ons moet ag slaan. Ek glo dat die laaste boodskap, die 3 engel boodskap moet uitgaan aan die hele wêreld. En ek glo dat die Here die 7de dag Adventiste kerk opgerig het om hierdie boodskap te verkondig, en dat hy dit gaan doen tot op die laaste. En dat die luide roep sal kom, en ons sal in die beloofde land, die hemelse Kanaan ingaan. Maar ongelukkig is dit ook waar dat ons geskiedenis herhaal. Deur die geskiedenis het die Here 'n gekose volk gehad, waardeur hy die deugde van hom wil verkondig. Nehemia 9 vers 7 sê, U is die Here, die God wat Abraham uitverkies het en hom uit Ur van die Galdeërs uitgelei het en sy naam tot Abraham gemaak het, vader van baie nasies. Want die Here het Jakob vir hom uitverkies, Israel as sy eiendom. Soos ons deur die eeue gaan, het die Here 'n volk wat sy boodskap uitdra, wat die ligdraers is vir 'n wêreld wat in duisternis leef. Deuteronomium 7 vers 7, die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. So, nie omdat ons so grand is nie, maar omdat hy sy krag deur diegene wat swak is, kan gebruik en vertoon. Maar omdat die Here julle lief gehad het en die eed gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het, het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawerhuis uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. As julle dan nou terdee na my stem luister, daar is altyd 'n voorwaarde, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Eksodus 19 vers 5. So die Here het 'n volkie gehad, wat sy ligdraers was, wat die lig aan die wêreld moes vertoon. So dis sy eiendomsvolk. In Engels sê dit, For thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord has chosen thee to be a peculiar people unto him, above all the nations that are upon the earth. Nou, die teks het nog die ou konnotasie van Engels. So die Afrikaans eiendomsvolk is 'n goeie vertaling, maar ek hou ook daarvan dat die moderne konnotasie van peculiar eienaardig is, en ek dink dit pas ook by ons volkie. Ons is 'n snaakse volkie, ook 'n eienaardige volkie. Nou in die Nuwe Testament, diese tye, gaan al die beloftes wat vir letterlike Israel gegeld het, oor na geestelike Israel. Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So daar is die Bybelse verhaaltjie. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderlike lig. So ons is nie geroep omdat ons so grand is nie, ons is geroep omdat ons so pateties is. En die Here deur hierdie swak mense sy deugde kan verkondig. Is 'n wonderwerk. Om dit te kan doen, moet hy dit wat swak is sterk maak.
En dit wat pateties is, wonderbaarlik maak. Nie omdat daai wese wonderbaarlik is nie, maar omdat hy wonderbaarlik is. Wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, Titus 2 vers 14. So hier is 'n demonstrasie van die verlossingsplan wat in ons kan plaasvind. Nou voordat die genadedeur gaan sluit, moet daar 'n finale waarskuwing aan die mensdom gerig word. En dit sal gedoen word deur hulle wat die gebooie van God bewaar in die getuienis van Jesus Christus. So dit moet 'n kerk wees wat al die gebooie in eer ag. En ons lees daar in die geskrifte van die Gees van Profesie, dat sewende dag Adventiste is gekies deur God as 'n eiendomsvolk, 'n peculiar volkie, afgesonder van die wêreld. En hy het hulle uitgesny uit die wêreld uit. En die mes wat hy gebruik het om hulle uit te sny, is die Sabbat. Hy sny hulle uit en sê, hier is my wet, kom oor, kom 'n bietjie die kant toe, kom na my toe as 'n verbondsvolk, en die verbondsvolk hou die gebooie van God. En hulle moet hom representeer, en hulle is sy ambassadeurs in die laaste werk in terme van die verlossingsplan. En die grootste waarhede in die geskiedenis is aan hulle toevertrou. Waarhede aangaande verlossing, wat dit in sulke diepte verduidelik, dat selfs die vorige generasies sou opsit en kyk en sê, dis daarom 'n diep boodskap. En ons missie is om die laaste waarskuwing aan die wêreld te gee. Soos wat die einde naby kom, waarsku sy nou en sê, gaan dit meer belangrik word dat die teenswoordige waarhede duidelik verstaan word en wat die aard en die invloed van die getuienisse is. Jy weet, daar is mense wat sê, die getuienisse is nie so belangrik nie, ons moet hulle maar 'n bietjie op sy stoot. Maar ons lees hier dat dit belangrik is dat dit meer prominent word en nie minder prominent word nie. Daar was nog nooit 'n tyd in die geskiedenis waar God sy volk so ernstig onderrig het soos wat dit nou is. As ons dit nie lees nie, as ons dit nie internaliseer nie, dan kan ons nie gereed wees vir wat kom nie. Want hier kom 'n ding, hier kom 'n probleem, en ons moet gereed wees om hierdie probleem te verstaan. Ons is 'n eiendomsvolk. Ek is beveel dat sewende dag Adventiste die wêreld oor 'n eiendomsvolk, 'n skat as dit ware, 'n besondere skat aan homself is. Al is ons defektief, al is ons swak, soos wat dit voorkom, is die kerk die enigste objek waarop hy sy besondere genadegawe uitstort. Want dis die wekel waardeur die eindtydboodskap verkondig moet word. En dan sê die Gees van Profesie dat die Here gee nie, of hy gaan nie buite die raamwerk van sy kerk werk nie. En daar is baie voorbeelde in die Bybel dat die Here nie buite die raamwerk van sy kerk werk nie. Hy kies nie 'n persoon hier en 'n persoon daar en sê, jy is 'n eiland nie, ek het jou spesiaal uitverkies, gaan verkondig die boodskap en die deugde van Jesus Christus. Hy bring daai persoon altyd in die sirkel van sy gemeenskap in. Paulus is 'n voorbeeld. Toe Paulus bekeer is, en hy spesiaal geroep as 'n gesant van God, die apostel vir die heidene, het hy hom eers in verbinding met sy kerk gebring. Hy het gesê, gaan soontoe, en dan sal jy onderrig word oor wat jy moet doen. So hy het hom in verband met sy kerk gebring. En so moet dit ook wees aan die einde
van die tyd. Daniël 11 vers 45. En hy, die koning van die noorde, sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige pragt, maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie. En die Engelse vertaling sê, and he shall plant the tabernacle of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end, and none shall help him. Nou as hy sy voet in die heilige berg plaas, dan beteken dit, hy gaan dit reg kry om sy ideologie selfs binne God se mense te plant. Dis 'n verskriklike ding hierdie. Dis 'n verskriklike ding. En so vra sy die vraag hier, as ons nou God se volk is, sal ons toelaat dat ons besondere eienskappe en die voordele wat ons het, dat ons gaan toelaat dat hierdie dinge gebeur, dat die ideologie en die denkwyse van die koning van die noorde van Rome, met sy inklusiewe denke, selfs in ons middele sal inkom, gaan dit gebeur? Sal ons dit goed ag om ons punte van geloof baie duidelik te beskerm? Ons moet aan die wêreld 'n manifestasie gee van die suiwer, edele, heilige prinsipe wat die volk van God van die wêreld moet onderskei. Mense moet duidelik sien, hier's 'n groot verskil tussen daardie en die wêreld. En as ons dit nie doen nie, dan word ons deel van die wêreld. Ons is gevra om die boosheid van die man van sonde te ontbloot. Is dit 'n Bybelse prinsip? Die Bybel sê moet niks te maak hê met die boosheid nie, maar ontbloot dit. So ons het 'n plig om hierdie dinge te doen. Maar vandag is dit natuurlik, nou ja, dis nie polities korrek nie. Dis nie polities korrek om vir mense te sê die paus is die anti-kris nie. Dis nie polities korrek om te sê sonder julle af van die ekumene. Want dan sê jy mos hulle is kop in een mis. Dis nie polities korrek nie. Dis nie polities mooi nie, maar dis Bybels. Dis Bybels en dis 'n lewe en doodsaak. Die 3-engel boodskap moet gekombineer word en dit moet in sy 3voudige lig aan die wêreld verkondig word. Dis ons plig. En dan word ons gewaarsku dat dit gevaarlik is om ons te vereenselwig met geheime organisasies. Bly weg van hulle. Mense wat na ure in donker kamertjies bymekaar kom om strategieë te beplan. Bly weg van hulle. As jy 'n ding nie kan openlik doen nie, dan kan dit nie goed wees nie. En ons mag nie op enige wyse onsself verbind met diegene wat weier om God se gebooie te handhaaf. Dit is goeie waarskuwings hier. Dis waarskuwings wat jy dwars deur die Bybel sal kry. Julle is 'n verbondsvolk, bly weg. Dit beteken nie word 'n klooster nie. Wees 'n lig vir die wêreld, maar moenie geassosieer wees met die wêreld nie. Jesus se gebed was, ek bid dat hulle nie deelagtig sal wees in die wêreld nie, maar dat hulle, ek bid nie dat hulle uit die wêreld uitgeneem word nie, maar dat hulle nie deel word van die wêreld nie. Dis 'n Bybelse prinsip. Daar's niks verander nie van die Ou Testament, van Jesus se woorde en van hierdie woorde nie. Maar dan word ons ook gewaarsku in dieselfde geskrifte dat dieselfde dinge wat gebeur het met Israel ook met ons gaan gebeur. Baie sal die geloof verlaat. Baie. En dan praat sy van die alfa afvalligheid en die omega afvalligheid en sê dat die omega afvalligheid hier aan die einde van die tyd gaan erger wees en groter wees in omvang en ideologie
van die alfa afvalligheid. Nou as ek wil weet waaroor gaan die omega afvalligheid, dan moet ek weet waaroor het die alfa afvalligheid gegaan. Wat het daar gebeur? Nou wat was die alfa afvalligheid binne die geleedere van ons kerk? Dit het gekom deur John Harvey Kellogg, wat sy pantheïstiese gedagtes in sy boek The Living Temple versprei het. En hy is berispe omdat hierdie ideologie, pantheïsme, God is in alles, die persoonlike aspek van die Godheid aanval en 'n persoonlike verhouding aanval. En as pantheïsme waar is en God is in alles, want dan moet God ook in alles wat boos is teenwoordig wees, selfs in Satan. Dan het ons 'n yin-yang teologie, eerder as 'n goed en kwaad, en 'n keuse tussen die twee. En ons lees hier in die 4 Bybelboeke, dat sy geskryf het, Christus het gekom na die wêreld as 'n persoonlike verlosser. En hy het 'n persoonlike God verteenwoordig. En hy is 'n persoonlike verlosser. En hy het as 'n persoon na die hemel toe opgegaan, 'n persoonlike verlosser. So, ons kan nie pantheïstiese gedagtes in ons godsdiens akkommodeer nie. Ons lees verder dat die vyand se agente is onverpoost besig om te werk teen die waarheid. En dan vra sy die vraag, waar is die beskermhede? Waar is die wagters? Waar is diegene wat gaan kyk? Wow, wag 'n bietjie. Hier's 'n gevaarlike ding. Pas op, bly weg, bly weg. Nou as die alfa pantheïsme was, wat gaan die omega wees? Dieselfde prinsipe moet daar wees, net uitgebou en volwasse in sy krankheid. Nou, vandag is daar 'n nuwe geestelikheid wat sy kop begin uitsteek binne in ons geleedere, wat die konsepte van pantheïsme akkommodeer, maar verder gaan, en dit is panentheïsme. Nou wat is panentheïsme? Wel, hier is 'n woordeboek verklaring, the Evangelical Dictionary of Theology, sê pantheïsme is 'n wêreldsiening wat die sterkpunte van klassiese theïsme vermeng met die sterkpunte van klassiese pantheïsme. Met panentheïsme het jy nog steeds 'n persoonlike God, theïsme, maar dit is gekoppel aan 'n teenwoordigheid binne alles, binne in die skepping, pantheïsme. So met ander woorde, 'n panentheïstiese God is beide 'n persoonlike God, sowel as 'n allesomvattende essensie, of essence, wat in alles teenwoordig is. So dit inkorporeer die hele skepping, soos wat ons dit in pantheïsme gekry het. So dit is 'n uitbouing. Jy kan nog steeds praat van jou persoonlike God. As jy nou hou daarvan dat jy jou persoonlike God in Jesus sien, dis goed. Maar as jy jou persoonlike God sien in Boeddha, dan kan jy nou Boeddha vereer. As jy jou persoonlike God sien in 'n ander Zoroaster of wat ook al, dan kan jy dit daarin sien. En as jy 'n satanis is, dan kan jy hom ook daarin sien. Verstaan julle hoe dit werk? Dit is nogal skrikwekkend. So as God in alles is, dan is hy ook in Satan. En as hy hierdie essensie is, hierdie essence, hierdie wat ook al, dan het ons 'n kosmiese visie waarvan die Jesuïte so lank al droom. Die bymekaar kom van alle gedagtes.
Nou ons enigste verweer teen hierdie tipe ideologie wat insluip is, dit staan geskrewe. Lukas 10 vers 25, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? Daar is die antwoord lê in die boek, nie 'n ervaring nie. So Satan werk hier agter die skerms om die mense siege te verander en hierdie doktrines so stadig te laat insypel in die mense siege. Dis 'n baie gevaarlike ding. Nou het ons nog waarskuwings in die boek Groot Stryd staan geskrewe dat die populêre oplewings wat ons in kerkgelede kry, is dikwels gebaseer op die verbeelding en op emosie. Maar daar is min belangstelling in die getuienis van die profete en die apostels. So 'n boodskap wat jou opsweep, het nie eintlik 'n plek vir jou rede nie. Jou godsdiens is gebaseer op emosie. En dis 'n godsdiens wat Satan wil hê, wat hoogtyd moet vier. Want as jou emosie vir jou sê 'n ding lyk reg en 'n ding voel goed, dan is dit mos nou wonderlik. Maar die woord wat duidelik teen daardie beginsels praat, is dan nie meer baie welkom nie. En so word die ervaring belangrik en die profetiese woord en die woord van die Bybel en reg en verkeerd en sonde en al hierdie dinge word onder die mat gevee. Nou kom ons kyk na ou Israel. Numeri 16 vers 24 spreek met die vergadering en sê, maak dat julle wegkom rondom die wonings van Korach, Datan en Abiram. In Engels, in die New King James, lees dit, speak to the congregation saying, get away from the tents of Korah, Dathan and Abiram. Nou wil ek net weer eens beklemtoon voordat mense my weer verkeerd verstaan. Ons het hier te maak met 'n ideologiese toepassing, nie 'n letterlike toepassing nie. Ons is nie letterlike Israel wat in 'n letterlike Kanaan gaan nie. Ons kan nie ons messe uithaal en Baal-priesters in ons midde letterlik doodsteek met 'n mes nie. Ons wapens is nou nie meer vleeslik nie, ons wapens is geestelik. So wat hierdie tekste beteken as ons hulle oorplaas in 'n moderne konteks, is die ideologie waaraan Korach, Datan en Abiram vasgeklou het, is 'n ideologie waarvan ons onsself moet afsonder. Dis nie 'n oproep om ons af te sonde van die kerk nie, wat die laaste boodskap dra nie. Dis nie die opdrag nie, want anders sou Moses en die hele bevolking 'n nuwe kerk gestig het. Hulle het nie. Maar Korach, Datan en Abiram het gesterf. Hierdie ideologie, as jy jouself met hulle ideologie vereenselwig, dan gaan jy ongelukkig saam met hulle in die afgrond in. Kom weg van die tente, kom weg van daai ideologie. Want wat het waarheid en leuen met mekaar in gemeen? Die tragiese ding is dat hierdie beweging is gelei deur die prinse van Israel. So as ek 'n parallel wil trek, dan kan ek aanneem dat aan die einde van die tyd die prinse van antitipiese Israel betrokke gaan wees by hierdie selfde beweging. En wat was die kern van Korach se argument? Die kern was, die hele gemeenskap is heilig. Die hele gemeenskap is heilig. Dit beteken, God is in almal van hulle. Of hulle nou goed is of sleg is. Is 'n vorm van pantheïsme. God is in almal. So Moses, wie is jy? Aaron, wie is jy? Hoekom hou jy jou lyf grand? Hoekom sê jy vir ons wat reg en verkeerd is?
Ons is self in staat om uit te vind wat reg en verkeerd is, want dieselfde God wat in jou is ook in my en in hom en in hom. Of hy nou 'n dronklap is, of hy nou sterk staan op die punte, hy is in ons almal van ons. Dis 'n vorm van pantheïsme hierdie. So, ons soek 'n nuwe geestelike beweging en 'n nuwe politieke eenheid, en ons wil die ou stelsel waar ons 'n Moses het wat sê wat reg en verkeerd is vir ons en die spreekbuis is vir Jesus, wil ons nie meer hê nie. So gaan dit wees aan die einde van die tyd. 2 Korintiërs 11 vers 19, julle wat so verstandig is, verdra mos gereedelik die dwaas. Dis wat gebeur in die kerk. Julle verdra dit as iemand julle so slawe behandel, as iemand julle uitbuit, as iemand julle bedrieg, as iemand julle uit die hoogte behandel, en iemand julle in die gesig klap. Nou, ek hou so baie van Martin Luther. Martin Luther vat hierdie teks. Luister wat sê hy oor hierdie teks. Hy sê, slegte predikers, vrot predikers, kom ons noem dit op sy naam, vrot predikers, hierdie is so gelukkig, is in die gelukkige posisie, dat mense hulle tolereer. Mense aanvaar hulle dwaasheid. En mens verstaan, al verstaan jy, en voel jy, dat hulle dwaase is. Nog meer so, ons aanvaar nie net dat hulle dwaase is nie, maar ons gee vir hulle krediet, asof het goed is. Maar die ware prediker, die regte prediker, hy kan niks reg doen nie. Nee, mens kyk na elke woordjie wat hy sê, en ons kyk waar kan ons hom 'n stryk stel, en waar kan ek 'n splinte in sy oog sien, wat ek kan groot maak tot 'n balk. Daar's geen toleransie nie, net oordeel en veroordeling en verafskuwing. Dis al. Jy kan niks reg doen as jy die waarheid preek nie, maar as jy bog preek, dan is jy die grand man in die kerk en niemand vat aan jou nie. Is dit nie so nie? Dis presies so dit is. Praat net genoeg bog en niemand maak jou mond stil nie. Maar praat die waarheid. Oef. Nou sê Martin Luther, dis is dit 'n miserale taak om 'n prediker te wees. En dit is onmoontlik om voort te gaan met hierdie werk, as dit nie was dat dit vir die eer vir God was, en tot die voordeel van jou naaste nie. Hy moet werk, maar ander gaan die voordeel en die eer kry. As jy 'n ware prediker van die Here is, jy gaan geskop word. Jy gaan net skoppe en blou kolle wees, maar daai ou wat twak praat, wat sê, evolusie is reg, hy kry al die aansien van binne en van buite, en hy's net 'n grand. Hy sê, nou ja, maar jy moet maar lewe daarmee, jy moet maar verspot wees, en jy moet dit maar dra, en om dit te kan dra, moet daar liefde wees. Maar jy gaan dit nie geniet nie. Ja, want daar gaan depressie wees. Net God se gees kan dit moontlik maak om voort te gaan om waarheid te preek. Vlees en bloed op sy eie kan dit nie doen nie. Martin Luther het insig gehad, né? Ek dink hy het insig gehad. Israel van ouds het hierdie pad geloop en ons gaan dieselfde pad loop. Dis maar nou net hoe dit werk. Die parallelle is daar. Esegiel kla oor die volk van Israel. Sê die klein vee was sonder herde en het verstrooid geraak, en toe hulle verstrooi raak, word hulle in prooi vir roofdiere. My klein vee het rondgedwaal oor die berge en oor al die hoë heuwels. Hulle het hulle verstrooi geraak oor die hele aarde, en niemand het hulle gesoek of na hulle gevra nie. Daarom herders, oor die woord van die Here, my klein vee is uitgelewe, en het die prooi van enige wilde dier geword. Hulle is sonder herders, sonder iemand wat hulle soek. Die herders het hulle self vir hulle self gesorg, en nie vir my klein vee nie. So seker ek leef, sê die Here my God, ek sal die herders straf. Hier kom moeilikheid. Ons het predikers wat nie die waarheid wil preek nie. Hoor die woord van die Here, herders, so sê die Here my God,
Ek gaan optree teen die herders, ek eis my kleinvee van hulle terug, ek maak 'n einde daaraan, dat hulle die kleinvee se herders is, hulle sal nie herders bly, net om vir hulle self te sorg nie, ek sal my kleinvee red, en hulle nie deur die herders laat opeet nie, soos sê die Here my God, ek sal my kleinvee soek en na hulle omsien, soos 'n herde omsien na die kleinvee wat uit die trop verstrooi raak, so sal ek omsien na my kleinvee en hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is op daardie donker oordeelsdag. Hier kom 'n ding. Nou ek gaan nie maklik sê wat ek vandag gaan sê nie, maar as ek dit nie sê nie, dan gaan die Here eendag vir my vra, jy geweet het, hoekom het jy nie gepraat nie? So ek het nie baie keuse nie, so kom ons begin. Kom ons gaan kyk wat die wêreld leer. Hier is Christianity Today, dit is seker die grootste Christenblad in die wêreld. En hier het hulle 'n artikel oor die emergent mystiek. Wat is dit? Wat in die emerging church beweging, daar is nie 'n ander woord daarvoor nie, dis hoekom dit ook in aanhalings daar geskryf word, emerging church, en die woord emerging church word in alle tale so gebruik, of dit nou Duits is, of Engels, of Afrikaans, dit is emerging church beweging, want mens kan dit nie eintlik anders definieer nie, maar die woord het tog 'n implikasie. Emerging beteken om te groei uit iets, is dit nie? Hy kom tevoorskyn. Dis 'n nuwe beginsel wat verskyn. 'n Groeiende aantal kerke sluit aan by die emerging church beweging. Dis nou 'n naam, dit sê nie baie oor wat dit is nie, maar basies wat emerging church is 'n kulturele sprong. Is 'n kulturele sprong in 'n ander era, 'n ander manier van kerk. Nou wie is die leiers en die groot denkers van die emerging church beweging? Die groot leier, die grootste een, die bekendste een, is 'n man met die naam van Brian McLaren. En Brian McLaren se teologie versprei oor die hele wêreld. Hier het ons die artikel oor leierskap, joernaal, hoe om vandag te evangeliseer. Nou, ek wil net hê julle moet net so 'n trekkie terugvat en vir julleself vra, wat se opdrag het hierdie kerk in terme van evangelisasie? Die opdrag is om 'n volk uit Babylon uit te roep ter midde van die 3 engel boodskap. So reg. Die boodskap sê, kom uit my volk, en ek het 'n ander engel hoop met 'n luider stem. Kom uit my volk, sodat jy nie deelagtig sal word aan haar sondes en haar pla invang nie, want Babylon het 'n huis van demone geword, 'n huis van elke onrein en haatlike voël. Dis 'n harde boodskap, sonder jou af. As pantheïsme of panentheïsme in die teologie insluip, dan kan jy dit nie meer sê nie, want dan is God mos in alles. So dan verander dit, na as daar 'n klemverskywing, kom ons soek die God in alles. Kom ons soek homself in Satan. Gevaarlike ideologie. So Brian McLaren is die hoofdryfkrag agter hierdie dinge. Hier's Christianity Today, dit is die Christen tydskrif, en ons vra vir hulle, waaroor gaan dit? Hy sê, Brian McLaren het hierdie gedagte, dat die kerk is 'n missional, is 'n evangelie dryfkrag, 'n beweging. En die dryfkrag wat die kerk dryf, is om te sien na die behoeftes van die wêreld, eerder as na ons eie oorlewing. So daar's 'n klemverskywing van die evangelie verkondig, verlossing is in Jesus Christus, na ons moet kyk na die behoeftes van die wêreld, sosiale geregtigheid. Daar's 'n klemverskywing. En hy noem mense soos Dallas Willard en Richard Foster,
wat die geestelike disippels is van hierdie beweging. Nou hierdie manne, Richard Foster is 'n kweker, en hy skryf boeke oor geestelike formasie, en hy steun homself op die ideologie van die Jesuïte, en vooral Ignatius Loyola, wat die geestelike, Jesuïtiese geestelikheid deel vorm van hierdie kerkbeweging. En in hierdie beweging word jou gevoel, jou persepsie en jou verbeelding gebruik om jou kontak met die Godheid te bewerkstellig. Die teenoorgestelde van wat Martin Luther gesê het, die woord is die maatstaf, hier is jou gevoel en jou belewenis word die maatstaf. Nou as ons bietjie verder gaan, dan lees ons wat hy skryf. Ek glo, mense word nie gered deur objektiewe waarheid nie. So waarheid gaan jou nie bekeer nie, maar Jesus gaan dit doen. En dan pas hy hierdie teologie toe. Ek glo nie, sê hy, dat om disippels te maak is dieselfde as om te sê dat jy aan die Christen geloof moet behoort nie. Jy moet jou mooi luister. Dit mag selfs voordelig wees, nie altyd nie, en nie alle omstandighede nie, dat om 'n volgeling van Jesus te word, gaan dit beter wees om 'n Boeddhis, 'n Hindoe of 'n Jood te bly in hulle konteks. So hier is die teenoorgestelde boodskap van die Bybelse boodskap, sonder jy afkom uit my volk, hier is die boodskap, jy bly waar jy is. Jy bly waar jy is. Jy kom nie uit nie. Maar ons los hierdie paradoks op, want ons het 'n destiny, 'n eindpunt waarheen ons beweeg. En daar is ook ander godsdienste soos ons, wat goeie konsepte het, en ons moet dit aanvaar. So om 'n Boeddhis of 'n Moslem of 'n Christen of enige iemand anders te help, om die lewe in sy volheid te ervaar in die weg van Jesus, sou ek graag een van hulle wou word. Nou, tot watter graad ook al, om hulle te omhels, hulle te omarm, om by hulle aan te sluit, om in hulle wêreld in te gaan, sonder oordeel, en net met liefde. Terwyl westerse Christendom al eeue lank baie min verstaan oor die meditasiepraktyke van die Zen-Boeddhiste en sovoorts, sal ons mos van hierdie mense kan leer. Dis beter dat ons met hulle vermeng, as dat ons hulle uitroep uit hulle ideologie. Hy sê, dis 'n naïewe hoop. Dit is amper soos 'n doodswens of 'n millennialism, as hy dink dat jy 'n Christen kan wees met 'n anti-emergent denke in sy sistematiese teologie. En dat jy dink jy het 'n ortodoksie wat jy vasgespijker het en dat jy die waarheid het. Basies wat hy sê. Jy weet, as julle nou dink julle het die waarheid, en hier staan dit in die Bybel, dis oudmodies. Daar is nie so 'n ding soos waarheid in die Bybel nie. Almal het waarheid. En jy kan nie sê hier is die waarheid nie. Kyk hier, Jesus is die enigste weg, aanvaar Jesus Christus asseblief. Jy het hom so mooi verpak vir jouself en jy hou hierdie pakkie vir jouself. Dis oudtyds, boetie. Ons is in 'n nuwe beweging. God is in alles, almal is almal dieselfde. Ons moet die mooi soek in alles en ons moet saamwerk. Dis emerging church teologie. Jesus blyk om te sê, die koninkryk van God het nie nodig dat iets moet gebeur nie. Nee, dis nou beskikbaar. Dis nie iets waarop jy wag nie. Jy weet, as Jesus sê, "U koninkryk kom," is 'n toekoms.
Hy sê is teenwoordig, dis nou hier. Dis nou hier. En dis vir alle nasies, alle rasse, alle klasse, alle godsdienste, om saam te werk in hierdie dinamiese, interaktiewe verhouding. Die koninkryk van God gaan radikaal, skandalig inklusief wees. En ons gaan tafelgemeenskap hê met prostituie en met dronkaards, want hy sê, hulle reageer op die geloof van die heidene. En dit is Romeine, Sirofenisiëns en Samaritane. Almal saam. Almal saam, ons gaan almal saam wees. In plaas daarvan dat ons wag vir die koninkryk van God wat sou kom na die aarde, moet die Christen geloof dikwels begin dink ons wil wegkom van hierdie aarde en ons wil hemel toe gaan. Verstaan julle dat die evangelie nou op sy kop is? Die koninkryk kom, ek kan nie wag om huis toe te gaan, die Here. Dis oudmodies, waar kom jy aan soeke stupid ideologie? Daar is nie so iets nie, soos daar kom 'n wederkoms en dan gaan ons almal hemel toe. Dis oudmodies, die koninkryk is nou hier. En die koninkryk kan net bestaan as almal saam gaan onder een vlek en sê, wonderlik. So, skryf McLaren, wat as Jesus 'n geheime plannetjie gehad het? Wat is die geheime plannetjie? Hy vra dit in sy boek The Secret Message of Jesus. Wat as hy nie gekom het om 'n godsdienst te begin nie, 'n nuwe godsdienst nie? Maar wat as hy eerder gekom het om 'n nuwe politieke, sosiale, religieuse, kunstige, ekonomiese, intellektuele en geestelike revolusie te begin, wat geboorte sou gee aan 'n nuwe wêreld? Is dit 'n nuwe godsdienst of is dit die ou godsdienst? Dis 'n totaal nuwe godsdienst. Dis 'n koninkryk op aarde. Dis nie 'n kom uit my volk nie, dis kom ons integreer my volk. Dis die teenoorgestelde van die Bybelse boodskap. En derhalwe is daar nog sommige mense wat dit raak sien, en hier's een van hulle, en hy skryf in sy artikel op Crossroads, Bereid Chaos, om die Bybelse geloof van die Bybelse waarhede te verpletter, is sentraal in hierdie transformasie. McLaren wil die Bybelse waarhede verpletter. 'n Mens wat geanker is in die woord van God, sal tog nie kompromisse aangaan nie. Maar as hierdie anker verwyder is, dan kan die verandering plaasvind. Soos die Jesuïet skolastiese man Mark Mossa, die scholar van die Jesuïte, skryf, toe hy McLaren se boek ondersteun. So ons moet wegkom van ons steriele daadwerklikhede en ons moet beweeg na 'n wêreld van hierdie verbeeldingsmoontlikhede. Daar's Jesuïte teologie. Jesuïte ondersteun dit, Jesuïte sit agter die gedagte, en dis nie protestants nie, dis jesuïties. Geen wonder die nuwe paus moet 'n jesuïet wees, want hy verstaan hierdie ideologie, want hy is gedoop in hierdie ideologie. Nou wat het hierdie ideologie van die wêreld, om 'n wêreldwye ekumeniese wêreldgodsdienst teweeg te bring in 'n nuwe geestelikheid, wat het dit met Adventiste te doen? Sal Adventiste so dwaas wees om hierdie ideologie te omhels? En ongelukkig moet ek sê, ja. Nou is nie gewoonlik my gewoonte om name te noem, nie? Maar in hierdie geval, omdat dit so blaatant is, dink ek, moet ek maar 'n paar name noem, en dan probeer wys wat hierdie ideologie is.
Hier is 'n webblad en die webblad se naam is Faith House Manhattan en die webblad wys julle al klaar, daar's die Joodse ster, die kruis, die Muslim embleme en dan die embleme van die ander godsdienste. En wat is die missie van hierdie organisasie wat gestig is, die Samir Salmanovic? Dit is om 'n experiential interreligious gemeenskap. Experiential, dit beteken ek ervaar my godsdiens, ervaringsgodsdiens en 'n groep van alle godsdienste bymekaar te kry, van alle vlakke, vanaf Christenkerke, Katolieke kerke, Ortodokse kerke en dan ook die ander groeperings soos Boeddhisme en self Wiccan hekse, almal bymekaar te kry onder een ervaringsgodsdiens waar ons saam beweeg in 'n rituele lewe, in 'n aanbiddingsspasie waar almal geakkommodeer kan word, want God se gees is in almal. En dan kan ons beweeg na sosiale geregtigheid en die genesing van die wêreld. Weereens wil ek beklemtoon dat ek verstaan hoekom die huidige Paus Fransis opgegroei het in die milieu van sosiale geregtigheid, want dis waaroor dit gaan. Ek is gefassineerd om te sien dat hierdie week terwyl ons hier gepraat het, Obama 'n groot fees in Amerika op die been gebring het, waar hulle Martin Luther King vereer het, en dit gaan oor sosiale geregtigheid. Hier kom 'n ding. Dis 'n nuwe godsdiens wat op die been gebring word. En die regte man om dit te doen sit nou daar, nie net in die Withuis nie, maar dra wit op die pauslike stoel. Wie is Samir Salmanovic? Hy is die stigter van Faith House Manhattan. Hy skryf 'n boek, It's Really All About God. En sy topic, sy gebied waaroor hy praat is, what if there's nothing there? Interessant. Hy is ook medestigter van 'n organisasie met die naam Re-Church Network. Nou die woord Re-Church is hoe om kerk nuut te doen. Emerging Church Theology. Want hy is integraal verbed in die Emerging Church beweging. En ek sê dit nie, ek haal hulle hier aan uit hulle eie blaaie uit. Re-Church. Dis ons mense. Hier is die man, Samir Salmanovic. Hy skryf die boek, It's Really All About God. En dis vrygestel in 2009. En ongelukkig is dit, opgehemel deur 'n groot aantal Adventiste scholars, professors en dekane aan ons teologiese instituute. Nou ek gaan nie so ver gaan om hulle name te noem nie, maar julle kan self 'n bietjie navorsing doen en dan sal julle daai lys kry van wat hulle sê en hoe hulle hom goedkeur en goed praat en sê dit is die hoop vir 'n nuwe evangelisasie in ons midde. En ek praat nou van groot koppe. Net soos van ouds in Korah se dae, die 250 prinse van Israel. Hier is die prinse. Hier is die prinse. Nou kom ons gaan, voordat ons verder praat, moet ek eers gesels oor die man se ideologie. Ek kan nie iets afskiet sonder dat ek een of ander bewys bring van wat die man sê nie. Hier is sy boek, It's Really All About God. En hy sê, Reflections of a Muslim, Atheist, Jewish, Christian. En nou kom ons lees so 'n paar ekstrakte. Ons vra vir ons die vraag, wat is geloof? Salmanovic stel voor,
dat ons moet wegbeweeg van die vraag van die ewigheid, en op die ewigheid te fokus, na die huidige en die temporele, die aardse. Wag 'n bietjie, my kop wil nou nie so lekker hierdie kopskuif maak nie. Ek moet wegbeweeg van my godsdiens wat fokus op die ewige en die hiernamaals en die verlossing in Jesus Christus wat my uit hierdie aardse bestel gaan verlos. Ek moet 'n kopskuif maak en sê nee, ek moet fokus op die huidige en die aardse, want hier gaan die koninkryk kom. Dis vir my nogal 'n kopskuif. Goed, wat moet ek doen om dit te doen? As ons hierdie woord wil aanvaar en hierdie parel van groot waarde, dan gaan dit nie net oor Christianity, no eternity, no even God's acceptance, maar die koninkryk. En wat is die koninkryk? Is 'n uitnodiging om te leer om goed lief te hê. Ons moet goed lief hê. Dan is ons naby aan die koninkryk. In sy proloog skryf Samir dat dit sy persoonlike opdrag was, of sy begeerte, om 'n reis te neem buite die grense van die Christendom. Buite die grense van my eie geloof, en in te weef in my lewe, dit in te weef in my lewe, en 'n bietjie te kyk na hierdie dinge. En ek het 'n eenvoudige vraag gevra, wat my sal help om op hierdie reis te navigeer. Is 'n God wat net 'n paar mense uitkies, verbondsvolk. Julle is my verbondsvolk. Julle is my volkie. Julle is my spesiale erfenis. Julle is my peculiar people. Is so 'n God, 'n God wat die moeite werd is om te aanbid? Dis 'n ernstige vraag hierdie. So, ek vra die vraag hierso, is dit die regte vraag? Ek glo God het alle mense lief. Ek glo het hulle almal lief. Het hulle almal dieselfde lief. Maar het hy alle godsdienstleerstellings ewe lief? Dis wat ek vra. Is daar meer as een waarheid? Is daar meer as een Jesus? En maak dit saak. Die Bybel sê daar's net een manier om verlos te raak. Hierdie man sê, nee, ek moet buite die grense beweeg, want 'n God wat net 'n verbondsvolk het, waardeur hy sy deugde wil verkondig, dis nie 'n God wat die moeite werd is om te aanbid nie. Los daai God. Los daai God. Hier in die inleiding sê, die manier waarop godsdienste mekaar weerspreek of in botsing kom met mekaar, is nie naastenby so belangrik soos die manier waarop hulle mekaar komplementeer nie. Ons moet nie kyk na wat die verskille is nie. Dit maak nie saak dat die moslims sê Jesus is nie gekruisig nie. Jesus is nie die seun van God nie. Jesus is nie eers God nie. Hy is net 'n gewone profeet. Dit maak nie saak nie. Maak nie saak as die moslim dink Jesus gaan kom en die Christenwêreld vernietig omdat hulle God gemaak het nie. Ons glo nou wie hy kom om ons te red. Dit maak nie saak nie. Hoe komplementeer ons mekaar is belangriker as hoe verskil ons van mekaar. As God die mensdom geskep het, maar het die kennis wat ons noem verlossingskennis of die openbaring net vir sommiges van die mensdom gegee het, kan hierdie God dan op enige sinvolle wyse dan beskryf word as die een God, of is hy dan maar net 'n God? Poef, dis 'n ernstige vraag. Wat vra jy hier, Salmanowek? Sou so 'n God nie 'n histories of geografies lokale godjie wees nie? En magteloos en ongeïnteresseerd in dit wat aangaan in ander mense? Is dit werklik waaroor dit gaan as dit kom by die verlossing van die mens?
om te sê dat God het besluit om die mensdom te besoek deur 'n sekere godsdiens alleen, is 'n baie onbevredigende siening van God. Met ander woorde, Christendom, wie is jy? Christendom, wie is jy? Dis 'n baie onbevredigende God wat jy het as jy sê, die Christen verkondig die ware God. Dis onbevredigend, jy is bietjie dom, kom, groei 'n bietjie. Maar die Bybel sê, julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode, Johannes 4 vers 22. Die Bybel maak baie duidelik dat God 'n volk het van waar die verlossing verkondig moet word. Hier is 'n teenoorgestelde evangelie wat sy kop uitsteek. Het is moeilik om hierdie goed te vertaal, maar kom ons kyk maar 'n bietjie. Ek wil net vra, is dit ons goed wat so fluit? Okay, nee, is alright, solank dit nie ons luidsprekers is. As ons weet dat God 'n leefwyse is en dat God die wêreld deur Openbaring verdeel het, dan is diegene wat nie toegang het tot hierdie woord van geen ander waarde of nut as om 'n kontrolegroep te wees nie. So luister nou, argumenteer die mens. As God net een groep uitgekies het om vir hulle waarheid te gee, om te verkondig aan die wêreld, dan is dit die mense wat in die reddingsplan is, en die ander is 'n kontrolegroep wat vernietig moet word. So, hierdie God kan nie baie, hy's 'n arbitrære God, maar hy is eintlik Abba, hy is God van ons almal. Ons kan of bly binne die Christendom wat ons bemeester het, met die Jesus wat ons vir ons gedomestikeer het, of ons kan hierdie Christendom verlaat as 'n uiteinde, en ons kan 'n ander Christendom omhels wat 'n lewensfilosofie is. En dan kan ons na die realiteit toe beweeg waar God teenwoordig is en lewend is in elke persoon, in elke gemeenskap binne die hele skepping. Nou, okay. Wat is dit? Dis meer as pantheïsme. Dis panentheïsme. Want ek het 'n persoonlike God, maar hy is in alles. Daar is nie 'n eksklusiewe volkie nie. Almal is eksklusief. Almal is eksklusief. En hier het ons dan 'n nuwe generasie van gelowiges, en hulle vind God buite die grense van hulle eie tradisie, 'n God wat nou waardig is om te aanbid. Nou, ek dink dis 'n baie ernstige saak hierdie. Ek gaan miskien lank praat vanoggend, maar ons moet maar hierdie goed op skrif kry. Deurdat ons mense is, het ons almal 'n godsdiens van een of ander soort. Ja, ons is almal deel daarvan. Dis hoekom ons die religieuse woorde en die simbole en die teologie het. En dan as ons godsdiens en sakramente oorleef en ontwikkel en transformeer word, dan het hulle 'n doel in 'n interafhanklike wêreld. Ons sal hulle rol as beskermmiddele van God moet agterlaat. Wag wie, wat sê die man? Hy sê alles wat ons godsdiens beskerm het, waaragter ons verskans het, soos God sê, daar's julle gebooie, dis 'n muur van beskerming rondom julle, om julle te beskerm van die wêreld. Hier is doktrines van verlossing in Jesus Christus, dis om julle te beskerm teen die afgode se ideologie. Hy sê, los dit, gooi dit weg. Kom ons gaan oor na iets nuuts toe. Dis 'n krisis. Daar's godsdienstige mense wat
non-gods, nie gode, soos kerk, of doktrine, of feeste, of liturgie, of gewoontes, of wat ook alles, verhef tot 'n godsdienstentiteit. So as jy glo in doktrine, as jy glo in waarheid, dan is dit 'n nie-God. Doktrine is nie belangrik nie. Maar die Bybel sê, bewaar die goeie doktrine. Ek is in 'n groot stryd hierso, want hier's twee ideologieë wat op mekaar bots. Non-gods, nie gode, soos geloof of rede, relegeer die bespreking na so 'n nou vlak of gespesialiseerde taal, soos salvation, verlossing, of hemel. Jy moet nie praat van verlossing nie. Jy moet nie praat van hemel nie. Daar is nie so 'n ding soos 'n verlossingsplan nie. God is baie groter as dit, maar dis oudmodies, jy weet. God wil jou verlos. Nonsens, kom uit daai boks uit. Ons is almal heilig. Is dit nie Korah se teologie gewees nie? Is dit nie Korah wat gesê het vir Moses, die hele volk is heilig? Is dieselfde teologie. Dis die rebellie van Korah. Dis die rebellie van Korah. As ons in God glo, dan red dit ons van die geloof in die nie-gode, soos doktrine en waarheid en verlossing en al daai terme. En dit is hoekom ons die ander godsdienste buite ons eie nodig het. Dis die enigste manier hoe ons dit kan bereik. Nou wie sê, wonderlik geskryf. Ek is so bly die Adventiste skryf ook sulke wonderlike goed, en kyk net daai name wat sê, uiteindelik, al daai dekane van teologie en al daai professore aan al die universiteite, ons grootste universiteite, gelukkig nie almal nie, want daar is altyd 7000 wat nie die knie buig nie. Brian McLaren, die vader van hierdie Emergent Church teologie, die een wat gerigsteen word deur die Jesuïte self, die Jesuïte beveel hom aan. Hy sê ek is spraakloos. Ek het gelag en ek het gehuil toe ek hierdie boek gelees het. Sommige sal dink dis kettery. Jy's reg, sommige sal dink, ek hoop sommige dink dis kettery. Maar ek dink dit gaan mense se lewens verander. Dit kan mense red. En dis wat ons nodig het. Al die uitsaaiers op radio en televisie moet kennis neem, want hier is 'n boek wat hulle konvensionele gedagtes gaan omkrap. Hy het die moed, hy het die verbeelding van wat ons godsdiens besig is om te word. Hier sê die wêreld, wonderlik, wonderlik. Nog een wat hom ondersteun, Paul Nitter. En hier is Faith House Manhattan, dis Salmanovic se webblad, en hy sê, Paul Nitter was saam en Walking Moor, en die hekse was daar, en dit, en dat, en die ander. Hierdie einste man, Salmanovic, vat 'n toertjie in Europa, hy spreek op ons groot instansies, en hy sê, ons moet inklusief raak. Weet julle hoe wonderbaarlik dit is, as selfs die Wiccan hekse in ons midde is, om ons te seën, en te heilig met hulle gebede. Dis ongelooflik. Nou wie's Paul Nitter? Ek weet nie of julle onthou wie Paul Nitter is nie. Paul Nitter skryf, dit is 'n wonderlike, dit is 'n delightful, 'n absoluut wonderlike boek. Seductive. Nou ja, hy lei jou so 'n bietjie in 'n sekere pad in. Hy's 'n goeie woord daai, nogal. Misleidend, seductive. Ja, dit is 'n bespreking met 'n kleurvolle, verbeeldingsryke styl. En waar lei hy die leiers heen, of die leser heen? Na 'n nuwe pad. Wonderlik. Waar ek die my of die ons God bietjie wysig na 'n siviele, multireligieuse gemeenskap.
Paul Nutter is opgelei deur Karl Rahner, die Jesuit. Hy is 'n Rooms-Katholieke teoloog, Jesuit. Hy skryf die boek byvoorbeeld, Sonder Boeddha kan ek nie 'n Christen wees nie. Daar's Paul Nutter in die boeddhistiese beweging, wat 'n ateïstiese beweging is. Paul Nutter skryf die boek No Other Name, so het hy toegelyk, so lyk hy nou, 'n Jesuit opgelei deur Karl Rahner, en hy het sy graad gekry van die Pontificale Gregoriaanse Universiteit in Rome, Jesuit. Hy sê, Salmanovic, jou boek is wonderlik, ek ondersteun jou gedagtes, dis waar jy in die wêreld moet beweeg. Hier is die voorwoord van Ecumenical Studies, Leonard Swidler, in the Journal of Ecumenical Studies, skryf oor Paul Nutter se boek, dat jy gered kan word die enige naam, dit hoef nie Jesus Christus te word nie, en hy herdefinieer die term van verlossing. Kan 'n persoon verlos word? Dan die definitie, dit is om 'n ware menslike lewe te lei. Sosiale geregtigheid, niks met Jesus Christus uit te waai nie. Die hele wêreld vier dit nou. Die nuwe paus doen dit, Obama doen dit, en hier is hierdie manne wat dit ook doen. Nog een wat hom ondersteun in sy skrywe is hierdie man, Richard Rohr. Hy sê, hoekom sê 1000 nie dieselfde as wat hierdie man sê nie? Dit is tog sulke klaarblyklike waarhede. Dis wat ons moet doen. Samir Salmanovic, hy doen vir ons wat nodig is vir die toekoms van die mensdom. Wat is Richard Rohr? Hy is 'n Rooms-Katholieke priester wat praat oor Vader, Moeder, God. Yin-yang teologie. Wat het lig en duisternis met mekaar in gemeen? Nog een wat hom ondersteun is professor Marcus Borg, 'n wonderlike boek, wat soos 'n memoir, insig, wysheid, passie, ensovoorts het. Professor Marcus Borg sê, Christus het nie gesterf vir ons nie, hy het ook nie opgestaan nie. Dis waarskynlik dat sy liggaam deur honde opgevreet is, daar was nie 'n opstanding nie. Dis die manne wat hierdie ideologie ondersteun. Hulle is so ver soos die ooste van die weste van Bybelse waarheid. Ons lees in die gees van profesie. Trials thicken around us. Gaan moeilike tye tegemoet. Ons sal sien in ons geleedere skeiding en eenheid binne ons eie geleedere. Sommige is nou bereid om die wapens van die oorlog op te neem, maar as die moeilike tye kom, dan sal ons sien dat hulle nie op die rots gebou het nie, en hulle sal wegbeweeg van ons. Hulle sal aan die versoeking blootgestel word. Ja, die wat groot lig gehad het, groot voordele, maar nie hulle gebruik het nie, sal op om een of ander rede ons verlaat. Wat is die waarheid wat ons moet preek? Kom ons vra, wat moet aan die einde van die tyd gepreek word? Is dit die nuwe evangelie? Want ek wil dit duidelik stel dat in my persoonlike hoedanigheid as evangelis is ek baie ingeroep. En mense probeer my indoktrineer dat ek tog moet ophou met hierdie wyse van praat en verduidelik en sê kom uit my volk. Dit is oudtyds, jy moet verander boet. Jy kan nie vir 'n moslim sê kom uit my volk nie. Jy los hom net daar want hy het God op sy manier. Hy het God op sy manier. Jy sê dit selfde vir die boeddhis. Daar is nie meer so 'n ding nie, die tyd van kom uit my volk is verby. Maar die Bybel sê kom uit my volk gaan 'n leiderroep wees.
Ons moet nie minder prominent maak die spesiale waarhede wat ons afgeskei het van die wêreld soos ons na die einde van die tyd kom, nie? God het ons lig gegee omtrent hierdie dinge. Hierdie dinge moet verkondig word aan die hele wêreld. Moenie minder prominent wees nie. Wat is die waarheid wat verkondig moet word aan die einde van die tyd? Het ons gegroei van 'n boodskap van skeiding na 'n boodskap van inklusiwiteit? Hulle wat staan as onderwysers en leiers in ons instansies, hulle moet suiwer geloofsprinsipe van die derde engelsboodskap verkondig. God wil hê dat hierdie boodskappe moet wees dieselfde as wat hy gegee het in 1843 en 1844. Dis die boodskap vir die eindtyd. Die waarhede wat ons moet verkondig is die wat in 1841, 42, 43 en 44 verkondig is. Hulle moet nou studeer word en hulle moet verkondig word. En hoe moet hulle verkondig word? Met 'n harde stem. Dis die waarheid. Dis die waarheid waarvoor hier die kerk staan, nie hierdie ander goed nie. God gee ons nie 'n nuwe boodskap nie. Ons moet die boodskap wat verkondig wat in 1843 en 1844 die volk uit die ander kerke uitgebring het. Dis die boodskap vir ons tyd. Geen wonder hulle moet die gees van profesie marginaliseer nie. Van geen effek maak nie. Geen wonder hulle moet sê, daar's miskien dieselfde inspirasie, maar nie dieselfde autoriteit nie. Ons sal besluit. Al die boodskappe wat gegee is van 1840 tot 1844 moet nou kragtig verkondig word. Geseënd is die oë wat gesien is wat in 1843 en 44 gesien het. Daar moet geen vertraging wees in die herhaling van hierdie boodskappe. En hierdie boodskap sal tot 'n luide roep aanswel. Dan sal Daniël in sy plek staan en hy sal sy getuienis gee. Die mense sê ek is maar 'n bietjie hardkoppig want ek wil nie afsien van die kernwaarhede van die Bybel nie. Kom uit my volk. En as ons dit nie doen nie, dan gaan die klippe skree. Dan gaan die klippe skree. Ons het nou nie tyd om onsself te vermaak met die vyande se plannetjies nie, of om verskoning te maak vir ons werk nie, en te sê, hoe kan ons as 'n kerkie die groot stryd uitgee? Kyk net hoe aanvallend is dit, ons is mos inklusief. Nee, ons kan nie nou verskoning maak vir ons werk nie. Bly weg van Satan se grond. Moenie daaraan peter nie. En moenie haarsel om dit met 'n ferm, sterk woorde te verkondig nie. Sê vir hulle waar hulle fout is. Sê vir hulle. Dis ons plig. Ek het eers gehaarsel en gedink, Here, ek wil nie praat oor hierdie dinge. Laat die kerk maar aangaan. Maar ek kan nie. Ek sal my plig versuim. As jy Peter met dit wat jy moet verwerp, dan gaan jy self in daai put val. Jy gaan self in daai put val. Die vyand wil vir ons sê, daar kom 'n groot reformatie in ons midde, maar daai groot reformatie blyk om ons doktrines en die pilare van ons geloof prys te gee. Hulle sê hulle gaan 'n nuwe organisasie op die been bring, en boeke van 'n nuwe orde gaan geskryf word. Het ons nie nou net gelees 'n boek van 'n nuwe orde nie? Wat die hele wêreld prys? En waar ons eie dekane en ons eie professore dit prys, dis boeke van 'n nuwe orde. Dis nie die boeke van die wêreld nie. Die Sabbat gaan nie baie belangrik wees nie. Doktrine, doktrine, is nie so belangrik nie. Met wat se autoriteit begin so 'n beweging? Met wat en wie het die reg om so 'n beweging te begin? Moet nie eers toelaat om die blaaie van sulke boeke oop te maak nie, wat so bevragingswaardig is nie. Daar's 'n helse fascinering in die literatuur van Satan. Moenie dink jy sterk genoeg om hierdie gif
van die slang te lees nie. Moenie dink jy sterk genoeg nie, bly weg. Dis die miasma van die hel wat jy inasem. En hierdie boeke word geskryf deur mense wat Satan gebruik as sy agente. Dis 'n sterk woorde. Gelukkig is dit nie ek wat dit sê nie. Gelukkig nie. Wat sou ek doen sonder die gees van profesie? Hier is nog 'n boek. Geskryf deur 'n rektor van een van ons colleges, kom ek noem dit, Walla Walla. Dr. John Dibdal, former president Walla Walla University, current adjunct professor in the D-Min program, Andrews University. Hy skryf die boek Hunger. En wat is dit? Dis Emerging Church. Hy propageer asemgebede, Lectio Divina, Jesus gebede. Hy sê jy moet die naam Jesus 3000 keer ten minste herhaal voordat jy begin bid. En dit is hipnotiese tegnieke wat geïnduseer word deur herhaling. Ag, en dan die mooi dinge van die gees van profesie. Eerbied vir God en sy naam moet gewys word. Die naam van God moenie ydelik gebruik word nie. Selfs in ons gebed is die dikwelse nuttelose herhaling van sy naam iets wat ons moet vermy. Dis iets wat ons moet vermy. Praat mooi met die Here. Sê my Vader wat in die hemel is, hier is my bekommernisse, hier is my sorge, jy is my vriend. Na wie toe sal ek gaan as ek nie na jou toe kan kom nie? Ek het persoonlike swakhede, ek het beproewinge, ek het hierdie en hierdie probleem, ek het hierdie en hierdie vreugdes. Praat met hom soos wat jy met 'n vriend praat. As ek met my vrou praat en die huwelik is 'n voorbeeld van ons verhouding met God, sal ek haar naam 3000 keer herhaal voordat ek iets vra? Sy sê vir my vrou, as jy kranksinnig, wat gaan aan met jou? Stotter jy of wat gaan aan met jou? 3000 keer sê jy my naam, is jy mal? God sal dieselfde sê. Maar dis die nuwe ding, want dis 'n hipnotiese tegniek. Jy sit daar in jou posisie en jy tot jy brein dood is. Lectio Divina, wat is dit? Paus Benedict sê, Lectio Divina sal die kerk na sy nuwe geestelike lente toe bring. Dankie Fransie. Dankie Fransie. Hy sê dat hierdie leeswyse van die Bybel, dit sal dit bewerkstellig. En dis is die punt. Mense lees nie die letter van die woord nie, hulle sing die woord. So in Lectio Divina, as jy in 'n kerk staan, waar die Rooms-Katolieke kerk diens hou, dan hou hulle die boek op en dan sing hulle daai woorde. Op 'n hipnotiese, monastiese manier. En dit induseer 'n sekere geestestoestand. En ek moet dit nou ook sê, Islam, dis nie wat daai Koran sê wat so belangrik is, eerder as hoe jy dit sing en hoe jy dit spreek. So as jy nou dit reg sing met die regte intonasie en die regte metode, dan het dit 'n geestelike impak. So jy gebruik die woord, maar nie die letter van die woord nie, maar die hipnose van die woord. Dis briljant. Rooms-Katolieke het dit uitgedink, die res van die wêreld het dit vervolmaak. Dis wat Paus sê. Ja, die gees van profesie sê, as ons hierdie dinge doen, minds will be hypnotized. Hypnose gaan 'n deel wees van die laaste gebeurtenisse. En wanneer die protestante die hand reik na Rome en Rome se tegnieke binne in ons midde bring, dan weet julle dis nag. Die koning van die noorde sal sy voet plant in die heilige land. Wanneer ons Jesuïte uitnooi
en leiers van die Ekumeniese Raad as gasspreker by ons kampusse en by ons kerke en by ons geestelike vergaderings, dan moet die einde baie naby wees. Want dis wat gebeur het by Baal Peor. Die Baalpriesters het gekom tot binne in ons midde, en voordat ons geweet het, het ons hulle tegnieke gehad en ons het met hulle verkeer. En as dit nie was vir oplettende mense wat spiese gevat het en die albei gedruk het, die van buite en die van binne, sou Israel nie in die beloofde land ingegaan het. Dis tyd om die geestelike spies op te tel. Dis tyd om die geestelike spies deur die Baalpriesters van buite en die Horedes van binne te druk en ons af te sonder van hierdie geestestoestand. Kom weg van die tente. Hier is nog 'n predikant, Alex Bryan. Hy skryf nogal oor 'n droom wat Ellen White gehad het, The Green Cord Dream. Maar sy teologie is dieselfde. Hierdie man het die kerke weggevoer tot in 'n sondagsituasie en nou is hy die hoofprediker op een van ons groot kampusse. Met daai selfde ideologie en niks mag in die pad staan van hierdie ideologie. Waarheen is ons op pad? Hy skryf, as ons Jesus ernstig wil opneem en ons kyk na sy jurisdiksie in elke mens se lewe, dan moet ons weet dat ons medeburgers is. Ons is in dieselfde koninkryk, of om metafore te verander, die kinders, ons is almal kinders van God, want hy het ons almal geskep, derhalwe is ons familie. Is ons 'n Christen kultus? Is ons 'n afgesonderde liggaam van Christus? Of het Christus, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 1 en Efesiëns 4, net een liggaam? Kyk hoe verdraai hulle die woord van God. Het is daarom 'n verkrachting van die woord van God. Hy sê, almal is broeders. Almal is heilig. Is dit dieselfde as wat Korah gesê het? Ja of nee? Presies dieselfde. Dis Korah se rebellie. En die Here het gesê, die Moses, kom weg van hulle tente. Kom weg van hierdie ideologie, oorgeset synde vandag. As jy nie wil in die afgrond verdwyn nie, skei jou van hierdie ideologie. Ons, as Adventiste, kan niks te maak hê met hierdie nuwe beweging nie. Ons sal moet staan by die pilare wat ons gemaak het, wat ons is. Nou is dit net 'n paar kampusse, of is dit die hele rigting waarin hulle hierdie beweging wil laat beweeg? Hier is 'n webblad, West Coast Worship Conference, een van die grootstes. Dit gaan wêreldwyd wees, Noord-Amerika, Europa, Australië. Die webblad se naam One Project, The Gathering, ons kom almal by mekaar, ons gaan almal versamel. Nou ek sou niks daarteen hê as daar sulke bewegings sou wees, nie? In sulke evangelisasie pogings, nie? Maar hoekom is die sprekers wat praat almal uit die Emerging Church beweging? Dis my vraag. Waarheen is ons op pad as net sekere sprekers hier toegelaat word en al die wat behoudend is verban en verbied word? Jesus, all, the One Project, celebrating the supremacy of Jesus in the Seventh-day Adventist Church. Baie mooi. Maar wie verkondig die ideologie? Wat is die gif wat daar versprei word? Nou is dit vir my interessant dat hierdie webblad, wat die Adventiste webblad, homself The One Project noem. Terwyl hier is 'n wêreldse een, wat niks met Adventisme te maak het, nie? Wat ook The One Project is, maar die verskil is net die one is uitgeskryf en by die ander ene is dit 'n enetjie. Nou wat verkondig hierdie ene? Ek vind dit baie interessant, want dieselfde gedagtegang wat ons daar gekry het, net nou in daai geskrifte kry ons hier.
Wat is dit? Connection, verbinding. Dis change. Wie het gesê? Change. Was dit nie Obama nie? Met sy sosiale geregtigheid en wat hy nou met sy nuwe termyn grootliks vier nie, hierdie sosiale geregtigheid. The One Project, waaroor gaan dit? Dit gaan oor aanbidding. Aanbidding. Dis 'n gevaarlike ding as jy hier kom by aanbidding. Dit is interessant dat in al die emerging church bewegings en kerkdienste is daar elke musiekinstrument waaraan jy kan dink. Dit herinner my aan Daniel, as hulle neerbuig voor die beeld, dan is daar die klank van elke musiekinstrument, sodat jy in 'n beswyming kan raak. En dat jy hierdie ideologie kan indrink. Wat is julle doel? Kan julle ons doel beskryf? Wat is dit? Ons missie is om te verenig met die kerke van die liggaam van Christus, deur die generasies van jong mense en vrouens, deur te versterk, deur mekaar te versterk in ons geloof, deur ons vriendskappe, deur mekaar te compel, om te bevorder, te dwing, om in ons liefde en diens tot mekaar die koninkryk te bevorder. Almal saam. Daar is een liggaam, een gees, soos julle geroep is, een hoop, een roeping in die Here. Ons is almal een, almal een. Dis die nuwe wêreld godsdiens. Maar kom ons gaan terug na die woord van God. Ons het 'n volk nodig wat afgesonder is in hulle gedagtes en hulle rigtings, en ons het nodig om die ou paaie te herontdek. Tog het my volk my vergeet, en wierookoffers gebring vir gode wat nie bestaan nie, gode wat my volk laat struikel het op sy pad, op die pad wat hy van ouds af loop. Hy het op ompaaie begin loop, op ongebaande weë. En dan sê die gees van profesie, herhaal die woorde van die pioniere. Herhaal die woorde van die pioniere. Laat hierdie manne weer herleef, en as hulle nie meer gedruk word nie, dan druk wat hulle geskryf het. Laat die drukperse rol. En as die beweging, die emerging church beweging het nie wil doen nie, dan moet ons dit doen as lede. Dan moet die Here ander mense opwek binne in hierdie kerk om hierdie werk te doen. Want daar staan dit, laat dit herlewe wat hulle geskryf het. Ons moet weet wat die pilare van ons geloof is. Ons moet teruggaan na die pioniere. Ons moet weet wat het hulle geleer in 1843 en 1844. Die groot waymarks, hierdie seile van ons waarheid, wat vir ons wys waar ons staan in die profetiese geskiedenis, dit moet ons sorgvuldig bewaar. Anders gaan hulle afgeruk word, en hulle gaan vervang word deur teorieë wat net verwarring bring en geen lig nie. Die profeseë van Daniel en Johannes, dit is wat ons moet studeer. Dis wat hierdie mense sê, wat ons nie moet studeer nie. Iemand lieg. Een van die twee lieg. Moenie vir 'n oomblik luister na interpretasies wat hierdie seile en die platform van die waarheid gaan verwyder nie. Moenie daarna luister nie. Kyk na die 3de hoofstuk van Openbaring. Kyk daarna, Laodicea. Wie is daai kerk? Protesteer daarteen as hulle die seile wil verwyder. As mense inkom, as manne inkom, wat een pilaar van ons fondasie wat die Heilige Gees bevestig het, dan laat die ou manne en die pioniere in ons werk reguit praat. En laat die dooies praat. Laat die dooies praat. Herdruk wat daai manne gesê het. Wat het James White gesê? Wat het Haskell gesê? Wat het daai manne gesê onder die invloed van die Heilige Gees toe hierdie beweging begin het? Druk hulle artikels weer. Praat oor hierdie goed.
waarsku die mense. Die gelykenis van die 10 maagde gaan in vervulling. Dit is vervul tot die letter, maar dit gaan weer kom. En dit gaan wees tot aan die einde van die tyd. Daar gaan diegene wees wat lig is en die wat dit nie het nie. Van al die maagde wat Christus gevolg het in 1844, het net 'n handjievol deurgegaan. Ek dink as ek reg is met my getalle, was dit van 50.000, het net 50 oorgebly. Net 50. Daar was nie 'n stormloop na die ark toe nie. Daar gaan ook nie 'n stormloop wees aan die einde nie. Wat is die beeld van die dier? Hoe is dit gevorm? Ons moet die aard en die karakter van die dier en die pausdom moet ons studeer. Nee, sê hulle, hou op daarmee. Hulle sê dit vir my persoonlik, wat maak jy? Hou op daarmee. Aan wie moet ek luister? Na hulle? Hulle roep my in en dan praat hulle vir ure met my, sodat ek 'n kopskuif kan maak. Hou op met kom uit my volk. Jy bring verwarring. Ek hoop ek bring verwarring. En ek hoop ek bring nog meer verwarring. Want ek sal verwarring bring tot aan die einde, want ek het 'n Bybelse opdrag wat sê, kom uit my volk. Die Bybel haal sy aan en sy sê, hier haal sy Jesaja aan. Moet nie dit 'n konfederasie, 'n gemeenskap agter die skerms noem nie. Moenie daarvan praat nie. Nee, hulle geheime sittings met al die groot manne van die ander kerke. Bly weg daarvan. Na die wet en na die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woord praat nie, het hulle geen dag geraad nie. Niks nie. Jesaja 5 vers 20. Ellendige wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg. Of ellende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg. Wat van duisternis lig maak en van lig duisternis wat bitter soet noem en soet bitter. In elke eeu, sinds Adam se val, het die oppositie van bose agente die lewe van diegene wat getrou wil bly aan die gebooie van God 'n voortdurende oorlog gemaak. Hierdie is 'n oorlog. Ons veg nie teen vlees en bloed nie. Maar een ding is seker, lig en duisternis kan nie in 'n kompromie met mekaar tree nie. Kan nie wees nie. Is onmoontlik. Die korrupsie en die afvalligheid van die laaste dae wat in die wêreld sou bestaan, is deur die profeet Johannes beskryf in sy visioen as Babylon. En ons het die opdrag, kom uit my volk, Openbaring 17 vers 18. Daar moet 'n duidelike afskeiding wees van sonde en sondaars. Daar gaan geen kompromis wees tussen God en die wêreld nie. Dis die teenoorgestelde boodskap wat hierdie emerging manne studeer. Studeer die 9de boodskap hoofstuk van Esegiel. Hierdie woorde gaan letterlik vervul word. Maar die tyd gaan verby en ons volkie slaap. Hulle weier om hulle self te verneder sodat hulle bekeer kan word. Dis nie meer baie lank nie en die Here sal na sy volk luister wat so groot waarhede gehad het, maar wat geweier het om hierdie waarhede in hulle eie ervaring in te bou. Daar's min tyd oor. As hierdie dinge gebeur, hier is die vraag, ag Here, gaan jy die oorblyfsel van Israel vernietig, deurdat jy jou wrok op Jerusalem uitoefen? En hy antwoord, die boosheid van die huis van Israel en Juda is groot. Ons kan nie nou van die fondasie wat God daar gestel het afstap nie. Ons kan nie nou 'n nuwe organisasie begin nie, want dit sou afvalligheid beteken. Ons het 'n boodskap, ons het 'n waarheid. Daar's afvalliges in ons midde, maar ons kan ons nie aansluit by hulle ideologie nie. Geen mens gaan gered word
net omdat hy groot waarhede en groot lig en voordele gehad het nie. Want dit verhoog net ons verantwoordelikheid. Ons moet verantwoordelikheid kom. As 'n engel val, dan word hy boos. Hy word boos. As mense wat waarheid gehad het, val, dan word hulle boos. Pas op, hulle word boos. En dan beskryf sy, dat moderne Israel is vinnig besig om in die voetstappe van ou Israel te stap, en die misnoë van die Here rus op hulle. Dis 'n waarskuwing. Dis 'n waarskuwing. Die leiers van die volk het geluister na Satan se fluistering. Die leiers. En hierdie belewenis gaan herhaal word in die laaste jare van die geskiedenis van God se volk. Weet julle wat? Wat ek vandag genoem het is slegte nuus aan die een kant, maar aan die ander kant is dit goeie nuus. Want dit is voorspel. Daar sal 'n omega afvalligheid kom in ons midde. En die omega moet dieselfde aard hê as die alfa. Wat klein gebeur het, lokaal, iewers in 'n dorpie met die naam Battle Creek, gaan universeel wees. Ons het gesien, Europa, Australië, Noord-Amerika. Dit gaan ryp word. En dit gaan vrot word. En dit gaan gebeur in die laaste dae. Manne wat groot eer gehad het, sal hier, wanneer die laaste dinge op aarde gebeur, in die voetstappe van Israel van ouds volg. Ek sien dit met my oë, ek wil ween. En ek vra die volk, maak 'n besluit, keer terug na die ou paaie, keer terug. Daar's mense, manne in verantwoordelike posisies, wat glo aan die opinies van hierdie filosofe, hierdie verwaande filosofe, sogenoemde filosofe. En hulle dink dat dit meer vertroubaar is as die woorde van die Bybel, of die getuienis van die Heilige Gees. Dis wat ons hier sien, mense. En God het vir my gewys, dat die manne is soos Hazaels, en hulle gaan 'n vloek vir die volk wees. Hulle is wys bo wat geskrewe staan. Ek hoef dit nie eens alles te lees nie. Kom uit, kom weg van hulle. Nie kom uit die kerk uit nie, maar sonder julle af van hulle tente. Staan terug, hier kom 'n ding, staan terug. Ons moenie ons tyd spandeer in kontroverse met hulle wat die waarheid ken nie, maar wat nie volgens die lig handel nie. Moenie met hulle baklei nie. Ek gaan nie met hulle baklei nie. Ek gaan nie met hulle sit en redekavel nie. Ek gaan een keer sê op hierdie DVD en so klaar. As dit hulle saak. Maar dis nie nou 'n tyd om ons klere weg te vat nie. Moenie tevrede wees om te luister sonder protes na die perversie van waarheid nie. So ek protesteer. En ek protesteer hard. Hoekom? Want duisende van hierdie volkie sit vasgevang in hierdie gemors. Ons moet ons afsonder van hulle wat leerstellings, foutiewe leerstellings verkondig. Nie jonk of oud moet na hulle vergaderings toe gaan nie. Dis baie duidelik. So as julle 'n oproep kry, julle moet gaan na hierdie vergaderings, ons gaan hierdie soort vergaderings hou, bly weg. Bly weg van die tente van Korah. Bly weg, of die aarde gaan jou insluk. God is ongelukkig as ons luister na hulle foute, sonder dat ons verplig is om te gaan. Bly weg! Behalwe as hulle julle stuur
na hulle vergaderings. Bly weg van hulle wat foute verkondig. Hy sal ons nie onderhou as ons gaan na sulke vergaderings. Ons moet nie eenheid soek as hulle praat. Verenig, 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 ons moet mekaar saamsmelt. Ons moet nie eenheid soek nie, met hulle wat hulle rug draai op die geloof. Christus vra vir eenheid, ja, in die kerk, hy vra daarvoor, ja, maar hy vra nie dat ons verenig op verkeerde praktyke nie. Dit is baie duidelik. Ek het geen